Goeiemôre broers en susters, dit is vir my fantasties om weer saam met jou om God se woord te kan sit en saam met die Heilige Gees, waar hy vir ons die woord sal oopbreek. Ek wil net vooraf om verskoning vra, julle sal agterkom by tye dat ek die opname stop, dis net ek het so 'n bietjie verkoue onderlede, en ek vra om verskoning vir die steurnis, maar is nou ongelukkig buite my hande. Voordat ons uit Johannes 4 vandag gaan lees, kom ons raak stil en ons vra die Heilige Gees vir ons die woord sal oopbreek. Ons liewe Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg dat ons u woord het om uit te kan lees. Dankie dat ons die voorreg het om met u te kan praat en dat ons ore het om te kan hoor wat u vir ons wil sê. En Here, dit is my gebed dat ons ore sal oop wees vir dit wat u vir ons wil sê. Here, ek vra dat u ons harte sal oopmaak, dat u ons gees sal ontvanklik maak vir wat u vir ons wil sê. En wat meer is, maak my stil. Laat ek in die agtergrond verdwyn en laat u na vore kom, liewe Here. En laat u met u kind praat. Gee dat hy of sy die boodskap hoor wat hulle vandag moet hoor van u af. Amen. Vriende, ons is in ons derde week wat ons saam met Jesus weer die pad stap na die kruis toe. En ons gaan lees uit Johannes 4 vers 1 tot 26. En die opskrif daar is Jesus en die Samaritaanse vrou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 12 uur die middag. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus vra haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy, wat 'n Jood is, vir my, 'n Samaritaanse vrou, water te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en dit is wat vir jou en dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal aan hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef water te kom haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. En die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou sê, jy het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het op God hierdie berg aanbid, en tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my,
mevrou. Daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet julle aanbid. Ons wat ons aanbid, ons weet wat ons aanbid, want deur die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, waar die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het hom gesê, ek weet dat die Messias kom. Ek weet ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Ons lees tot sover. Ons fokus lê vandag by die vraag, is jy moeg en moedeloos gewag? En hoekom vra ek hierdie vraag? Hoekom lê ons fokus hierso? Want die Jode het so lank gewag. Hulle het gewag vir Jesus. Hulle het gewag vir die Messias. Hulle het gewag vir die Messias wat hulle gaan kom red. Wat hulle gaan verlossing kom bied. Wat hulle onder die regering van die Romeine gaan kom uithaal en vir hulle 'n nuwe, beter, fantastiese lewe gaan kom gee. Klink dit nie bekend nie? Is daar nie tye wat jy moeg en moedeloos gewag is nie? Soos 'n ma en pa wat wag vir 'n beter toekoms vir hulle kinders. Of daai persoon wat elke dag 'n masker aantrek wat lyk en maak asof hy lag, sodat die wêreld nie die hartseer of die donker in hulle siel raak sien nie. Ons as kinders van die Here wag elke dag vir ons almagtige God, dat alle mense op hierdie aarde in vrede en in liefde saam kan lewe en net een ons almagtige God aanbid. En so kan ek die lys aan en aan en aan laat gaan oor alles waarvoor ons wag. Maar hierdie wag het hierdie ongelooflike vermoë om iets aan ons te doen, om ons hoop te breek. Ons hoop word so baie kere gebreek as ons wag vir iets en dit gebeur nie. Ons vertroue sit ons in hom. Ons sit ons vertroue in die Here en ons bid en ons probeer absoluut om net vas te hou aan hom. En ons wag vir dit waarvoor ons bid, maar dit gebeur net nie. Net soos hierdie Samaritaanse vrou. Hierdie Samaritaanse vrou kom by 'n put en hier sit 'n man en hy vra vir haar, "Hoor, gee vir my asseblief 'n bietjie water." En sy is nie eers deel van die Jode nie. Soos tereg gesê, die Jode en die Samaritane het nie oor die weg gekom nie, hulle het nie om dieselfde vuur gesit nie. Maar binne in haar was nog steeds 'n wag vir 'n beter lewe. Binne in haar was die wag vir die Messias wat eendag gaan kom. Sodat hulle nie onder hierdie verdrukking sit nie. En hier sit hierdie man en hy kom met hierdie woorde van lewende water en dat sy nooit weer sal dors kry as sy van die water sal drink wat van God af gaan kom nie. En ek kan myself net indink vir 'n oomblik dat daai vrou daar gestaan en gedink by haarself, ek kan nie eers meer vir so iets wag nie. Ek weet nie eers waarvan hierdie man praat nie. Ek dink in alle eerlikheid, sy het al skoon blind geraak vir dit waarvoor sy gewag het. En dit is ook vir julle vers 7 tot 11 net gou weer wil lees. En luister mooi wat sê sy. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop.
Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy, wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. So is ek en jy baie kere blind, net soos wat sy is. Soos ons baie kere blind, want ons is moeg en ons is moedeloos gewag. En dan kom Jesus, soos wat die Engelsman sal sê, met 'n curveball in vers 13. En ek lees dit vir julle. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Hy verwys na die water wat hy vir die vrou vra wat uit die put uit moet kom. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees. Met ander woorde, dit sal nooit ophou nie. Wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. En ek sit jouself in haar skoene. Sy moes al gestaan het en vir 'n oomblik verstarig gewees het en gedink het, sy verstaan dit nie. Ek identifiseer heeltemal met haar dat sy wil dit amper nie glo nie. Hierdie boodskap wat Jesus nou vir haar gee nie. Want wie wil hulle hoop weer gebreek hê? Sy's klaar moeg, sy's klaar moedeloos. Klink dit nie bekend nie, liewe vriende? Klink dit nie bekend dat ons moeg en moedeloos is nie? Dat ons so blind is, dat wanneer Jesus met hierdie een teksvers, vers 13 kom en hy sê, as jy van die lewende water wat ek vir jou gee drink, jou lewe radikaal sal verander, dat dit iets gaan gebeur. Want Jesus, die oomblik toe hy daai woorde spreek, het hy haar oë oopgemaak en haar hart oopgebreek. Ek lees julle vers 16 en vers 18. Luister mooi. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou sê, ek het nie 'n man nie. Want jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het is nie jou man nie, jy het die waarheid gepraat. Kan julle dink hoe haar gesig moes gelyk het? Dit moes gewees het asof iemand 'n bak ijskoue water oor haar kop uitgegooi het, want ek dink, soos die Engelsman sal sê, die penny het gedrop. Sy het besef, dit is die Messias wat voor haar staan. Dis net hy wat daai verlossing, wat daai hoop weer kan terugbring, wat daai moegheid kan laat ophou, wat daai moedeloosheid kan breek. Want hoe is dit moontlik dat hy weet wat die waarheid is? En dis op daai oomblik wat sy besef, die tyd het gekom, die wag is verby. Al het sy moed verloor, al het sy moeg geword, al was haar lewe nie soos wat dit moes wees nie, al was haar lewe nie volgens die reëls wat so streng was in daardie tyd nie, en vir ons wat sulke streng reëls vir onsself ook stel, en hoë standaarde vir ons stel om kinders van die Here te wees, kom Jesus vandag en kom gooi hy op 'n ijskoue emmer water oor ons koppe ook uit. Besef vandag net weer iets. Voor Jesus
voor Jesus op die kruis gesterf het. Dit wat ek en jy nou besig is om te doen tydens hierdie lydensweek. Hierdie 3de week waarop ons op hierdie pad saam met Jesus net weer stap na die kruis toe. Want ek en jy net besef, Jesus het op die kruis gesterf. En die oomblik toe hy gesterf het, het daar iets ongeloofliks gebeur. Daardie dik gordyn waar God gebly het in die tempel, het geskeur. En ons mense vergeet baie keer wat dit was. Daai plek kon niemand ingegaan het. Die een keer 'n jaar, kon die hoëpriester daar ingegaan het. En as jy niemand anders kon ingegaan het nie. Maar die oomblik toe Jesus gesterf het, het daai gordyn oopgebreek. En kon enige iemand met God gepraat het. Met ons liefdevolle, drie-enige God. Ons hoef nie meer te wag om met God te praat nie. Daai tyd moes dit 'n ellendige gewag gewees het vir die Jode en vir die Samaritane en vir almal wat vir Jesus gewag het, vir die Messias wat tot hulle redding gekom het. Dink net gou vir jou 'n oomblik in. Jy is in hierdie periode in jou lewe waar jy wag vir elke liewe ding in jou lewe. Daar's soveel dinge waarvoor jy wag, vir uitkoms, vir redding. En jy voel alleen. Vir hulle moes dit soveel erger gewees het. Dink wat 'n enorme geskenk was dit vir hulle gewees toe daardie gordyn oop skeur en hulle het op daardie oomblik die geskenk van die Heilige Gees, die krag om met God te kan praat. Hulle moes gejuig en gejubel het daaroor. Iets wat ek en jy vandag amper nie meer as waardevol beskou nie, want dit is vir ons elke dag beskikbaar. So ek vra jou die vraag vandag, besef jy is nooit meer alleen in die dinge waarop jy wag nie. Daai werk, daai fantastiese toekoms, daai uitkoms waarop jy wag. Die oomblik as jy sondig, kan jy jou sonde bely vir ons almagtige God. Jy hoef nie 'n altaar te bou nie, jy hoef niks te offer nie. Jy moet net voor God jou sonde gaan uitlê en om vergifnis gaan vra. Dis die yskoue water wat vandag op ons koppe uitgegooi word. Vriende, my liewe broer en suster, dit is die wonderlike geskenk van ons almagtige God wat ons kry. En dis wat ons in hierdie 3de week vier. Hierdie wonderlike geskenk. Ek eindig af met hierdie staaltjie uit my eie lewe uit. My een vriend Johan, ek sal dit nooit vergeet, ons was in die laerskool gewees. En nee, ekskuus, dit was hoërskool al gewees. En Johan het 'n swembad gehad. En dit was altyd vet pret gewees om by hom te gaan, as hy verjaar het of om by hom te gaan kuier het, want in die somertye, want hy het 'n swembad gehad. En Johan en so was dit sy verjaarsdag gewees, en dit was nou van die min kere waar daar nou meisies genooi was ook na sy huis. So ons was 'n klomp pelle gewees wat saam was, en dan was daar 'n paar dames gewees wat saam met ons was. Maar daar was een meisie, weet sy naam ek nou vir rede nou nie gaan noem nie vir privaatheidsdoeleindes. En ons het altyd na haar verwys as ou Depro girl, want sy was altyd af gewees. Sy was altyd man, sy het nooit geglimlag nie. Sy was maar altyd half eenkant, en sy was deel van ons vriendekring gewees, maar sy was altyd teruggetrokke en nooit regtig geglimlag nie. En as daar grappe vertel is of ons het lekker goed gedoen, was sy nie regtig deel gewees nie. Maar Johan besluit daai dag, dis sy verjaarsdag, en almal gaan pret hê. Ons almal gaan vandag 'n goeie tyd hê. En sy het daar gesit op een van die stoele langs hulle swembad,
En ons man het gespeel en alles, en ons het nie geweet waarmee hy besig was. Ek het net gesien nog hoe Johan uitklim uit die swembad uit, en hy bekruip vir haar. En die volgende oomblik tel hy vir haar op, en sy gil, en hysteries soos wat 'n tiener meisiekind mos nou maar kan gil, en hy gooi vir haar in die swembad, klere en al. En sy is hysteries. En eers was daar so 'n sekonde van woede en verstargheid en van bangheid, want dis hierdie koue wat haar tref, 'n ou wat haar nou so pas opgetel het en in die swembad gegooi, klere en al. So, dit was 'n warboel van emosies gewees. Maar ek sal nooit vergeet, het een emosie ewe skielik uitgestaan bo al die emosies, en die ander emosies het, al die negatiewe emosies het verdwyn. En daai meisiekind het beginne lag. Sy het beginne lag en gegil van soos wat sy lag. Want hy koue water het haar sisteem so 'n skok gegee, en onmiddellik het sy deel gevoel van ons, en het sy saam met ons beginne speel met die bal in die swembad, en dit was sommer net 'n jolige en lekker tyd gewees. En daai prentjie het in my kop altyd vasgebly, want dit is vir my absoluut wat hierdie teks in losmaak. As Jesus kom en sê, weet jy wat, ek gee vir jou water van 'n fontein wat nooit ophou sal borrel nie. Dis die yskoue water wat oor my en jou gegooi word, sodat ek en jy weet, daai kere wat ons moeg raak om te wag, daai kere wat ons moedeloos raak, en wat ons hoop verloor, dis dan wanneer Jesus vir ons, so te sê, in daai koue swembad gooi, nie eers 'n emmer nie, in 'n koue swembad gooi, en sê, my kind, ek het jou so lief. Ek gooi jou toe onder die lewende water. Jy kan met my praat, en ek praat met jou terug deur my woord, deur alles wat ek geskep het om jou, en ek is altyd by jou. Ons stap miskien 'n pad wat donker is nou na die kruis toe, maar ons almal weet die lig wat aan die einde is van hierdie pad. En dis my gebed, dat jy vandag, dat jou oë weer oop sal gaan, dat jou hart oopgebreek sal word vir die lewende water wat Jesus Christus vir jou wil gee. Al is jy moeg gewag, al is jy moedeloos gewag, weet, God wag saam met jou. Jesus is saam met jou, sy gees is in jou, en jy het alles en meer wat jy nodig het op hierdie tydstip in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie kere raak ons moeg en moedeloos gewag vir soveel dinge. En ons is so maklik om net te wil kla oor alles wat aangaan, en waarvoor ons moet wag, en waarvoor ons oor moedeloos is, liewe Here. En die uitkoms is nooit wanneer ons wil hê dit moet wees, en ons het ons eie tye wanneer dinge moet gebeur. Maar Here, soveel duisende jare terug het U vir ons al die wagperiode eintlik laat stop. Here, ons die belangrikste gebeurtenis waarvoor 'n kind van God kon voorgewag het, is klaar verby, en dit is dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Dat ons weet ons het die ewige lewe, dat ons weet ons kan drink van die fontein wat nooit ophou nie. Dat ons weet ons kan ons sonde nou voor U kom lê en ons is vergewe. Dat ons as 'n klein kindjie gedoop is, waar ons nie eers 'n keuse gemaak het om gekies te om U te kies, maar U kies vir ons eerste. Here, ons kan nie anders as om te jubel en te juig nie. Ons kan nie anders as om hysteries te raak, wil ek amper sê, soos in my storie, oor die liefde en U genade nie. Here, gee dat ons dit nooit sal vergeet nie. Gee dat ons nie sal vergeet dat U
die fontein is van vreugde, van liefde en van alle genade nie. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.